Is baie welkom dan. Dankie liewe vriende, ek dink dis al wat die afkondigings betref, dink jy daar's nog iets nie? Kom ons gaan dan vir 'n kort oombliekie gee om net voor die Here stil te word en dan gaan ons bid en Dominee Wynand oorgee, ook die woord vir ons te bedien. Ons dierbare Here, terwyl jy in hierdie oomblikke die gebede van elkeen gehoor het, wat tot U gebid het, Here, en dit wat daar gevra was, verskillende omstandighede, verskillende behoeftes, nood in die hart, Here, en Here, ons weet dat U elkeen van ons ken. En U ken ons so goed, Here, selfs al sou ons nie nou mooi eers geweet het, waarvoor ons moet bid of hoe ons moet bid nie, U weet presies wat die nood in ons harte is en U weet presies wat moet in ons lewe gebeur en daarom het U knegt ook gestuur en die woord ook in sy hart ook lewend gemaak om aan ons oor te dra. En ons wil dit so kom aanneem, Here, en dat U met ons kan praat en dat ons sal ag gee en in gehoorsaamheid sal reageer. Want wat help dit, sê die skrif selfs as ons maar net hoor en ons doen nie. En nou wil ons sekerlik dit so aan U gehoorsaam word, Here, in elke opsig. En ons dankie dan, Here, dat U hier in ons midde teenwoordig is. Kom besoek ons dan, praat met ons en gee dat ons sal deurgaan. Ons bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is, en hulle wat siek is en wat nie hier kan wees nie, Here. Ag, help vir hulle daar en rig hulle op, raak hulle aan, Here. En dat hulle weer saam met ons kan wees en dat ons so U huis kan vul met blydskap en vreugde voor U aangesig. En Here, en daar die bruikbare instrument in die hand kan word wat U elke week kan uitstuur om te gebruik daar waar ons kom, by die werke en die skole en die familie en die vriende en die vreemdelinge selfs ook. En ons eer U, Here, dat U dit doen. En wil U nie dan nou in 'n besondere mate met ons ontmoet. Ons bid ook so, terwyl Dominee Wynand hulle hier by ons is, Here, vir die kweekskool saam, en dat U vir hulle daar by die kweekskool groot wysheid, insig gee, terwyl die klasse ook so aangebied word, Here, dat U 'n salwing op hulle sal lê, om vir hulle waarlik te kan gebruik, in 'n kragtige wyse in die vorming en die opleiding, van hulle wat later, 'n bietjie vorentoe in die jare, in U werk en in die diens moet staan. En ons eer U daarvoor, Here, dat die manne daar kan stel vir die opleiding ook, en ons dankie daarvoor. Wil U nie ook in hulle nood en behoeftes voorsien? U ken ook die verlange en begeertes in hulle harte, en Here, en dat dit in U vervul sal word, en ons bring aan U al die lof en die dank van ons harte, want U is en bly altyd getrou. Ontmoet ons dan, Here, en ons dankie vir die goedheid. Amen. Nou, lieve vriende, ons gaan dan oorgee aan Dominee Wynand dan. Ons dankbaar dat mevrou hulle ook vanaand saam is, en mag die Here ook so seën dan. Weer eens 'n voorreg om vanaand hier by te kan wees en so die woord van die Here oop te maak en so te leer uit sy woord uit. Kom ons maak dit ons harte stil. Daar's reeds 'n kanselgebed gedoen, maar ek wil net so ook dat ons harte sal stem tot hierdie diens. Hemelse Vader, ons dink in die woorde wat sê, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Here, help ons vanaand om ook by daardie punt uit te kom wat ons harte gestem is om die dinge te bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde hieronder is nie. Help ons, Here, dat hierdie woord ook sal skeiding bring vanaand tussen ons siel en gees en gewrigte en murg. En ons hart, die oorlegginge van ons hart, sal beoordeel. Here, mag die saad vanaand ook op vrugbare harte val, tot eer van U naam, sodat dit mag vrug dra in die koninkryk, of dit nou 30 of 100voudig is. Hemelse Vader, ons bid hierdie dinge in die naam van die hoof van die kerk,
wat sy kerk kom vestig hier op aarde, en wat ook gekies het dat dit die voertuig sal wees, waardeur die evangelie die wêreld sal bereik. Dankie vir die naam Jesus, waardeur ons gered moet word. Dankie vir die ander naam, die woord van God, wat hier in ons midde wandel. Here, sal U ons hart en ons ore oopmaak daarvoor. En daarom dankie ook vir die groet, waarmee U die gemeente groet. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir U, en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees hier in ons midde. Amen. Vriende, ons gaan nie nou 'n lied saam sing nie. U kan dadelik die woord oopmaak by Genesis en ons gaan daarso saam lees uit Genesis 34 uit. Voordat ons begin, wil ek net weer noem dat ons besig is met 'n reeks en ons kyk na 'n paar name. Ons het vanoggend gesê, ons kyk na Gilgal, ons het reeds na Gilgal gekyk, waar die smaad van Egipte weggewentel is. Ons kyk vanaand na Bethel, en dan gaan ons môre aan kyk na Jerigo. Ons kyk na Jerigo, en dan gaan ons Dinsdag aand, as die Here wil, kyk na die Jordaan, en dan gaan ons Woensdag saamvat, en bietjie uit 2 Konings 2 uitkyk, hoe al hierdie name in mekaar pas. Hoe Elisa en Elia saam gewandel het op hierdie roete vanuit Gilgal uit na die Jordaanrivier toe, en hoe Elisa uiteindelik toe die mantel van Elia afgeval het, hoe hy dit opgeneem het, die water geslaan het en gesê het, waar is die God van Elia, wat nou net, ons het hemelvaart gehou, wat nou net die hemel opgevaar het in die wa van vuur, in die perde van vuur, en hy slaan die rivier wat hulle nou net droogvoets deurgeloop het met die mantel van Elia. Hy sê, waar is die God van Elia? Ja, hy. En dis nie uit arrogansie wat hy dit gesê het nie, dis maar net daai diepe bewustheid, dat die God van Elia ook saam met hom sal wees, op hierdie pad wat hy moet loop, want die mantel van die profeet het nou op hom geval. U sal onthou in 1 Konings, ja, is dit 19, waar die profeet Elia die mantel op Elisa gegooi, daar waar hy besig was met aan ploë, en hy die volgende een sou wees wat die werk oorneem. Dit is nadat Elia daar by die berg van God, by Horeb gekom het, en God vir Elia gesê het, Elia, wat maak jy hier? En hy sy jammerklagte voor die Here uitgestort het, en gesê het, hulle soek my lewe, ek het alleen oorgebly, almal buig die knie voor Baal, en die Here vir hom sê, maar gaan terug, en gaan salf Asael as koning oor Aram, gaan salf Jehu as koning oor Israel, gaan salf Elisa as profeet in jou plek, en onthou, ek het vir my laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Wonderlike woord vir Elia, maar ook hierdie woord dat hy 'n profeet in sy plek moet salf, want iemand anderste moet die mantel vat. Ons val weg, ons word ouer, en daar's altyd iemand wat moet oorvat, en daarom is dit ook so belangrik om te bid, dat die Here arbeiders vir sy oesland sal stuur. Oor 20 jaar tree helfte van die predikante van hierdie kerk af. Oor 20 jaar. Dit beteken, ons moet elke jaar ten minste 4 studente kry. Elke jaar, sodat jy vir die wat uitval en vir die wat die bediening iewers te bedank, hulle ook kan vervang. Dit beteken dat ons geen groei het nie. Ons bly net soos ons is. Sal u 'n punt daarvan maak om asseblief vir arbeiders vir die oesland te bid vir die jaar wat kom. Hierdie jaar gaan daar 1 student uit. Sy naam is Hennig. Hy's 'n 4de jaar. En die jaar voor hom, nou is John Rick, wat nou in Bethel gemeente is, en die jaar voor hom, is Dominee Frikkie se seun, is
Dominee nou al, Friedrich, daar by Nigel gemeente, die jaar voor hom, as ek dink Dominee Caleb, as ek reg onthou, daar van Palaborwa, elke jaar een. Ons het 'n agterstand om in te haal. Sal u asseblief bid, ernstig bid vir arbeiders vir die oesland. Ja, ons kan volgende jaar 1 inkry en ons bly dieselfde, maar die jaar daarna gaan daar 7, as die Here wil en almal kom deur 3dejaars, 4dejaars word en dan gaan hulle uit. En dan moet ons 7 inkry om net gelyk te breek. So ons verwagting en ons hoop is regtig dat ons ten minste 4 sal inkry elke jaar, ten minste. Ons vertrou die Here wat kan gee ver bo wat ons bid of dink. Want waar gaan ons kinders en kleinkinders kerk toe as ons nie arbeiders vir die oesland het nie. En dan net na aanleiding van vanoggend ook, terwyl ek gepraat het oor Gilgal, dan moet 'n Gilgal oomblik in jou lewe wees. Dink ek daaraan dat daar's baie mense wat praat oor die uitverkiesing en ek het vanoggend gesê dat dit jou keuse is om hel toe te gaan. Dat as jy jou hart verhard en nie na die roepstem van die Here luister nie, dan mag daar 'n dag in jou lewe aanbreek wat genadetyd ook verby kan gaan. Dis hoekom Hebreërs 3, ek dink is vers 8, kan nou nie onthou nie, wat sê, verhard jou hart nie. Verhard jou hart nie. Ons mag nie ons harte verhard nie. En as ek so daaraan dink dat almal van ons is in hierdie wêreld gebore in 'n dorp of 'n stad iewerste, ek is in Port Elizabeth gebore. En dan begin jou lewensreis op hierdie pad. Ons is nou besig met Bakens, Gilgal en Bethel en so aan. Iewers op hierdie pad, ek is sê nou maar op 'n treinstasie gebore, Port Elizabeth, en hierdie treinstasie, of hierdie trein, hy's op pad Messina toe. Hy gaan, hy loop. Miskien is my lewe 70 of 80 jaar, as ek baie sterk is, miskien is dit korter. Maar daar's 'n eindbestemming, Messina. En Messina is so warm soos die hel. Daai eindbestemming is die hel. Ek is op pad hel toe. Dis hoe ek gebore word. Op hierdie trein, ek kan nie afklim nie. Ek kan nie afklim, want die trein beweeg. Niemand van ons kan by 'n bewegende trein afspring nie. Niemand van ons kan nie. Maar iewers op hierdie pad is daar stasies. Daar's miskien 'n Bloemfontein. Miskien is daar 'n Johannesburg of 'n Pretoria. Miskien is daar 'n Pietersburg voor ons by Messina kom. Daai trein beweeg stadiger soos wat hy daai stasie in beweeg. En dan is daar 'n geleentheid soos vanoggend wat die trein vir 'n oomblik stil staan in daai stasie en wat die roepstem van die Here na jou toe kom en sê, my kind, jy is na my beeld geskape, maar jy is op pad na 'n swaalbrand hel toe. Klim af, maak die keuse, neem my aan as jou verlosser en saligmaker. Sê maar dis by Bloemfontein. En dan sê jy dalk, nie vandag nie. Ek sal 'n bietjie later, ek is nog nie gereed nie, ek het te veel sonde in my lewe. Die Here sal my nooit vergewe nie. En jy stap by hierdie deur uit, en hy trein beweeg aan. Nou is hy weer op spoed. Jy kan nie afklim nie. Vriende, ons kan nie na die Here toe kom wanneer ons wil nie. Dis Arminiaans om dit te sê. Ons is nie Arminiane nie. Ons kan nooit na die Here toe kom wanneer ons wil nie. Maar wanneer God roep, by 'n geleentheid soos vanoggend, by 'n Bloemfontein, of by 'n Pietersburg, of waar ook al voordat jy by Messina aankom, wanneer hy trein stadiger beweeg, en hy staan vir 'n oomblik stil, en die Here druk sy vinger op jou hart en sê, vandag, as jy my stem hoor, moet jy nie jou hart verhard nie, dan moet jy afklim. En as jy dit nie doen nie, dan gaan die trein aan. En daar is so iets soos genadetyd wat kan verbygaan. Ek en u moet altyd glo dat iemand se genadetyd, solank as wat hy in hierdie lewe is, nie verby is nie. Ons moet dit hoop. Want ons moet hoop as iemand nog asem het, dan het hy nog 'n kans. Maar u weet, jy kan nie na die Here toe kom wanneer jy wil nie. Daar was al hoeveel mense op hulle sterfbeddens in die verlede wat nie kon regmaak nie. Hulle harte was net so hard deur jare se nee dankies.
So wie weet of daar nog 'n Pietersburg na Pretoria sal wees. Dalk is daar nie meer stasies na Pretoria nie. Daar's net 'n Messina aan die einde. Wie weet of daar nog 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar na die laaste kans sal wees. Ons weet nie. Die Here weet of hy nog daai kans sal gee. Maar elke mens het ten minste een kans in hierdie lewe om af te klim, om die keuse te maak en te sê ek vat hierdie geskenk met albei hande en ek neem die Here Jesus aan as my verlosser en saligmaker. Miskien was so geleentheid vanoggend. Miskien is vanaand net 'n stasie na Johannesburg, Midrand. En jy kry nog 'n kans. As jy nog nie 'n Gilgal oomblik of 'n Midrand oomblik of wat ook al in jou lewe gehad het nie, dat jy die Here Jesus daadwerklik aanneem as jou verlosser en saligmaker. Want as jy daar afgeklim het by Gilgal, dan is jy op 'n nuwe spoorlyn. Die ou dinge, die ou spoorlyn het verbygegaan. Alles het nuut geword. Dis 'n nuwe landskap. Alles het nuut geword. En dan beweeg hy van Gilgal na Bethel, na Jerigo, na die Jordaan. Nie noodwendig die uitbestemming. Ja, die ewige lewe. Ek weet nie waartoe daai trein gaan nie. Ek weet nie of Durban die hemel is nie. Miskien kan ons van Bloemfontein af Durban toe gaan. Maar 'n nuwe treinspoor waar jy nie kan afklim nie, want niemand kan van daai trein afklim nie. As jy gered is jy gered. Maar op pad na 'n nuwe eindbestemming, die hemel. Maar op daai treinspoor is daar punte waar jy aandoen, waar jy moet by verbygaan. En 'n kind van God, iemand wat by Gilgal was, iemand wat afgeklim het, hy sal ergens in sy lewe by Bethel uitkom, hy sal ergens by Jerigo uitkom, hy sal ergens by Jordaan uitkom, hy sal ergens vir die Here iets beteken. 'n tweede genadewerk, die kerkorde sê dit ook. Hy sê heiligmaking is 'n proses wat by wedergeboorte begin en vroeër of later behoort uit te loop op 'n krisis van heiligmaking, waar die Jordaan gekloof word en daar 'n tweede genadewerk vir jou gedoen word. So, was daar al 'n Gilgal oomblik in jou lewe? Ek vra weer die vraag, pas op dat die geleentheid nie verbygaan nie. Kom ons lees Genesis 34, ons is nou by Bethel. Genesis 34 vanaf vers 27 gaan ons saam lees. 34 vers 27. Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle suster onteer het. Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels wat in die stad en in die veld was, het hulle weggeneem. En al hulle goed en hulle kinders en hulle vroue het hulle as gevangenes weggevoer en as buit, en ook alles wat in die huise was. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my ontroer, dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kanaaniete en Feresiete, terwyl ek 'n klein klompie is. As hulle teen my versamel, sal hulle my verslaan, en ek sal verdelg word, ek en my huis. Toe antwoord hulle, hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel? Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar. En bou daar 'n altaar vir die God wat in jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan, en laat ons klaarmaak en optrek na Bethel. En ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid, en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sichem is. En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. So het Jakob dan in Lus aangekom wat in die land Kanaan is.
Dit is Bethel. Hy en al die mense wat by hom was. En hy het daar 'n altaar gebou in die plek El Bethel genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het. En Deborah, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant Bethel, onder die eikeboom, en hulle het dit genoem Eik van Geween. Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Padan Aram, en hy seën hom, en God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees, en hy het hom Israel genoem. Vers 11, verder sê God vir hom, ek is God, die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder, 'n nasie, ja, 'n menigte van nasies sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom, en die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek in jou gee, en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar, op die plek waar hy met hom gespreek het. En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n drankoffer uitgegiet, en olie daarop gegooi. En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bethel genoem. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek, en toe daar nog 'n kort end pad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar. En sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Benoni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat. Dit is Bethlehem, en Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig. Dit is die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. En terwyl Israel in die land woon, het Reuben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was 12. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ja, ek lees op 'n dag oor Benoni, net interessant. Ek dink dit is Johan Russek. Hy was 'n baie godsdienstige man wat hierdie areas moes opmeet, en die uitvalgrond wat hulle nou daardie tyd gehad het, hulle het nou met 'n perd gery, en dan het hulle nou so ver gery, afstand, kan nie of dit 'n dag was of wat nie, en dan het hulle nou so die plase bepaal, en dan was daar nou uitvalgrond wat nou nie 'n plek gehad het nie, en so die ou regering, lang gelede, het hulle dan nou opmeters gehad, en hierdie opmeter, Johan Russek, ek dink is ook waar Russekstraat vandaan kom in Johannesburg, hy het toe nou ook gesê, of hy moes toe nou vir hierdie uitval stuk grond 'n naam gee, en hy was, ek dink in sy stilte tyd by hierdie gedeelte in Benoni, en toe het hy dit hierdie gedeelte genoem. Nou of dit waar is, weet ek nie, dis wat ek ook lank gelede gelees het, ek onthou dalk ook nie alles reg nie, maar dis was net ietsie interessant vir my, dat hy dit gedoen het. Nou goed, ons vind vir Jakob hierso, waar hy eintlik 'n baie groot benoudheid het. Sy seuns, Simeon en Levi, het hom in onguns gebring by die inwoners van die land. Hier by Sichem was sy dogter Dina, sy het met die dogters van die land uitgegaan, of dit nou reg was of verkeerd, ek weet nie, sy het haar gemeng met die dogters, en op die ou ende het dit uitgeloop op 'n verkrachting, wat ook verkeerd was, maar dit was 'n probleem gewees, en die manne het toe nou om wraak te neem, het hulle die manne van die land van Sichem, het hulle vermoor. Dit was Jakob se seuns. En nou sê hy vir sy seuns, julle het my gehaat gemaak onder die inwoners van die land. En dit was 'n baie benoude tyd vir hom gewees, hier in Genesis 34, en dit is hoekom ons teks van oordenking dan nou vanaand ook is, hier in Genesis 35 vers 1, daarna, na hierdie oomblik in sy lewe, daarna het God vir Jakob gesê, Jakob, kom weg by Sichem, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar. Die tema dan nou vanaand, kom by Bethel. Terug by Bethel. In Genesis 49, so bietjie verder aan, kry ons vir Jakob op sy sterfbed.
En hy sê in Genesis 48 vers 21 vir Josef, kyk ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders. Hy het 'n lang lewe gehad, hy het voorspoed beleef, maar dit was nie sonder teëspoed nie. Sy eie broer Esau wou hom doodmaak, want hy het hom en sy vader Isak bedrieg, hy het hom uit sy eersgeboorte reg gekonkel, maar ons sien ook dat hy ontmoeting met God gehad het, daar by Bethel, so hele rukkie terug, waar hy 'n droom gehad het toe hy benoud was en gevlug het vir Esau, en hy sê daarso, die Here vir hom, kyk, ek is met jou, ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. En Jakob het die plek Bethel genoem, hy het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en om my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader terugkom, dan sal die Here my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. So tiendes is in elk geval nie 'n wettiese ding nie, dis net in die wet vervat ook, maar Abraham het tiendes betaal, en Jakob het ook hierso tiendes betaal. En so gaan hy na die land van sy oom Laban. Maar intussen word die bedrieër Jakob deur hierdie ander bedrieër Laban bedrieg, en hy sê vir sy oom, sy ma se broer in Genesis 31, so bietjie vroeër van waar ons nou gelees het, hy sê, ek was 'n man wat bedags deur die hitte verteer is, snags deur die koue, en my slaap het gevlug van my oë, 20 jaar was ek nou in die huis, 14 jaar het ek gedien vir die 2 dogters, 6 jaar vir die klein vee, het my loon 10 maal verander, as die God, nou sê hy dit, as die God van my vader, die God van Abraham, en die vrees van Isak nie aan my kant was nie, dan het U my met leë hande weggestuur. God het my ellende en die moeitevolle arbeid van my hande aangesien en verlede nag geoordeel. Ons sien hier iets dat Jakob klaar die Here ken. En so vlug hy weg van sy oom Laban met sy 2 vrouens. En nou kom hy behoue terug, na sy 20 jaar by Laban. En toe Laban hom agtervolg het, hy het met die engel geworstel daar in Genesis 32. Esau, vir wie hy so bang was en weggevlug het voor, kom hom ontmoet, maar hy maak hom nie dood nie. Genesis 33 lees ons daarvan. En nou in Genesis 34 het hy hierdie probleem met sy 2 seuns, wat die manne van Sichem doodgemaak het. En Genesis 34 vers 30 en 31 wat ons gelees het sê, julle het my gehaat gemaak by die inwoners van die land. Ek is 'n klein klompie, as hulle dit teen my versamel, sal hulle my verslaan, en ek sal verdelg word, ek en my huis. Is hierdie die taal van iemand wat behoue teruggekom het na die land wat die Here vir hom aan sy vader Abraham en Isak beloof het? Is hierdie die gesindheid van iemand wat so pas met die engel geworstel het, en wat die engel sy naam verander, die Here Jesus, sy hoofletter E engel, die Here Jesus sy naam verander het, van bedrieër na God regeer, van Jakob na Israel? Is dit die taal van iemand wat God bewaar het, sodat sy broer hom nie sou doodmaak nie? Sal God hom nie steeds beskerm in hierdie nuwe benoudheid van hom, soos wat hy die vorige kere dit gedoen het nie? Hy het dan immers 'n altaar gebou in Sichem, en hy het dit genoem, die God van Israel is God, met verwysing na sy nuwe naam, wat die Here hom gegee het, toe hy behoue teruggekom het in Kanaan, en met die engel geworstel het. Genesis 32. Ons lees in vers 18 tot 20 van Genesis 33, Jakob het behoue in die stad Sichem aangekom, toe hy van Padan Aram gekom het. Hy het sy laar voor die stad opgeslaan, die stuk grond gekoop, waar hy sy tent opgeslaan het. Hy het daar 'n altaar opgerig en het genoem, die God van Israel is God. Hy ken vir God. Hy het geworstel met God en met die mense en het oorwin, maar hy het vergeet. Hy het vergeet van Bethel. Hy het vergeet van die plek waar die Here die eerste keer aan hom verskyn het. Of skoon Jakob vergeet het, die Here het nie vergeet nie. Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar en bou daar by Bethel, nie hier by Sichem nie,
Daar's moeilikheid by Sichem. Bou in Bethel, waar ek die vorige keer in jou verskyn het, 'n altaar vir die Here jou God wat in jou verskyn het, toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. En daarom die tema vanaand, kom by Bethel. Hoe doen mens dit? Jy moet gou maak om daar uit te kom. Jy moet nie vertoef nie. Maak jou klaar. Trek op na Bethel en woon daar. Bou daar 'n altaar vir die Here. Toe Jakob aanvanklik weggevlug het van Esau af, het hy baie gou gemaak. Iemand wat op vlug is, maak gou. Hy vertoef nie. Daar's nie tyd vir ronddraai nie. En toe hy vlug en by Bethel kom, het die Here hom daar ontmoet. Dis mos daar waar hy geslaap het met die leer, met die engele wat op en af geklim het. Net die noem van Bethel, daardie vorige ondervinding wat hy met die Here gehad het, is genoeg om die sluimerende koeltjies van Jakob se geloof weer warm te blaas. Bethel was 'n verskriklike plek. Daar's 'n vrees vir God. Daar's 'n poort na die hemel. Daar's 'n huis van God. Die teenwoordigheid van die Here is daar. Die Here is op hierdie plek. Ons lees in Genesis 28 vers 16 en 17. Jakob het uit sy slaap wakker geword die vorige keer nou en hy sê die Here is op hierdie plek. Ek het dit nie geweet nie en hy het bevrees geword. Hy het gesê hoe vreeslik is hierdie plek. Dis hier niks anders as 'n huis van God nie. En is hier die poort na die hemel. Ons sing dikwels ook by die dienste, by die eredienste, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. God is op 'n baie ander manier spesiaal teenwoordig in die eredienste as wat hy daar is waar jy iewers op Facebook lê en kyk. Kyk, daar is redes hoekom mens oor die internet mag kyk. Dis nie 'n probleem nie, as mens siek is en mens het oud geword of daai tipe dinge, maar die Here is op 'n besondere wyse by die eredienste teenwoordig. Dis hier die poort van die hemel. Dis hier 'n vreeslike plek. Die Here is op hierdie plek. Want dis hier waar 'n tweegesprek tussen God en sy gemeente gebeur. En iemand wat nie binne die wil van die Here is nie, moet terugkom onder die beskerming van die Here. Hy moet hom weer vind, soos die vorige kere toe hy hom gevind het. Ons lees daarso in Hosea 12 vers 3 tot 7. Hy sal oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, hom vergelde na sy dade. As jy nie op die plek is wat die Here vir jou wil hê nie. In die moederskoot het hy sy broer aan die hakskeen gehou. In sy manlike krag het hy met God geworstel, daar in Genesis 32. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek. En dan lees ons hierdie woorde, by Bethel het hy hom gevind. En daar het hy met ons gespreek. In die teenwoordigheid van die Here, in jou stilte tyd, by die eredienste. Here God van die leerskare, Here sy gedenknaam, en jy tot jou God, moet jy terugkeer. Kom terug by daardie plek uit wat die Here vir jou wil hê. Beoefen liefde en reg en hoop gedurig deur op jou God. Deur by Bethel te wees, by die huis van God, die poort van die hemel, die vrees van die Here. Wat sê Prediker is die begin en alles van dit? Is dat ons die Here moet vrees. Daar skuil ons onder die vleuels van die Allerhoogste. Dis die opdrag van die Here om na Bethel te vlug in 'n tyd van krisis. Spreuke 18 vers 10 sê, as die naam van die Here sterk toring is, dan maak die regverdige gou. Gou. Hy hardloop na Bethel en hy word beskud. Hy maak gou, want as die vyand op die horison kom, dan sorg hy dat hy by die toring kom. Die regverdige talm nie. Hy doen moeite om by die toring uit te kom, om by Bethel uit te kom. Hy wil beskud wees, soos 'n hen haar kuikens by mekaar kom. Hy vlug soos 'n kuiken onder die hen se vlerke in. Gaan vinnig na die troon van God. Gaan vinnig na die huis van God, die teenwoordigheid van God, die poort na die hemel, die gemeenskap met God, onder by die kruis, in jou binnekamer, onder die vrees van die Here. Want die woord sê in Hebreërs 4 vers 16, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dit moet die hoogste prioriteit vir die kind van God wees. Ja, daar was 'n Gilgal oomblik. Jy is gered, jy is gewederbaar, maar jy moet kom by Bethel, by die vleuels van die Allerhoogste. Waarom wil mens talm soos Lot, jou tente tot by Sodom opslaan? In die moeilikheid beland, soos wat Lot in die moeilikheid gebeland het, soos daar in Genesis 14, en hy saam met die koning van Sodom weggevoer is, dat sy oom Abraham hom alweer uit die moeilikheid uit moet help.
want Lot is nie op die plek waar die Here vir hom wil hê nie. Ons kan nie soos Lot talm en soos deur vuur heen gered word nie. Vlug na Bethel. Moenie bly by Gilgal nie, kom by Bethel. En daarom die tweede gedagte hoe mense doen is, behalwe om goud te maak, is dat jy die afgode moet verwyder uit jou lewe uit. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat by julle of wat onder julle is en reinig julle en trek ander klere aan, vers 2. Nie net moes Jakob die afgode verwyder nie, sy hele gesin moes die afgode verwyder het en hulle gereinig het om by Bethel te kom. En hierin het hy sekerlik die rol van priester, koning en profeet van sy huis en sy gesin gespeel. Hy het die voorbeeld gestel, hy het voorgeloop. En toe Abraham besny is sy hele huisgesin besny. Almal wat by hom was, Genesis 17 vers 23, daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis was, gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, en almal wat manlik was, onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. Hy het iets gaan doen. Hy het merkbaar verskil, daar was 'n merkbare verskil in sy gesin, nie net sy eie lewe nie, want hy het voorgeloop. Hy was die voorbeeld. Toe die tronkbewaarder tot geloof gekom het en gedoop is hy en sy hele huisgesin gedoop. Handelinge 16 vers 33, in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem, hulle wonde gewas, hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Die woord sê daar in Genesis 28 vers 19, ons moet disippels maak, al dopende en lerende hulle. Dis soos dit daar in die oorspronklik staan. Ons maak hierdie klein kindertjies van kleins af disippels. Dis hoekom ons hulle doop. Hulle word nie daar gered as hulle gedoop word nie, maar al lerende en dopende hulle maak ons disippels. Hy en al sy mense. En hy het hom verheug, sê vers 34, met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof gekom het. Die belofte kom julle en julle kinders toe. Jakob, sy hele huisgesin het geweet dat Jakob nou by Bethel is. Dat hy aftrek na Bethel. Dit het 'n invloed op hulle ook gehad. Hulle het hulle afgode na hulle priester van hulle huis geneem en hy het ontslaag geraak daarvan. Genesis 35 vers 4. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was. Sy kinders se besit. En hy het gesorg dat dit verwyder word onder sy kinders se besitheid. As hy self in 'n probleem is, vat dit weg. Die ringe aan hulle ore. En Jakob, die pa, het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sichem is. Hy los dit agter by Sichem, by die plek van moeilikheid. Bethel as simbool van die vrees van die Here, as simbool van die teenwoordigheid van die Here, die poort na die hemel, toegang tot God, gemeenskap met God, met ander woorde, is 'n heilige plek. En geen onreinheid word geduld nie. Geen allerhande afgode word geduld nie. Toe ons 'n huis gaan kyk het daar eendag in Sekunda, lank gelede, toe ons 'n huis wou koop daarso, en die agent vat ons toe na die huis van 'n Hindoe persoon. En ons kom daar in die een kamer en daar is 'n tafel, en dit is 'n baie grillerige plek, maar daar is 'n klomp afgode op daai tafel. Klomp afgoedjies. Daai ene met die baie hande en ander van hulle. En ergens tussen al daai afgoedjies is daar een van Jesus ook, lyk soos 'n katholieke beeldjie, 'n man aan 'n kruis, daar tussen hulle. En dit sê net vir my een ding, hierdie Hindoe het net nog 'n afgod by. En dis die katholieke Jesus wat hom nou by die hemel moet uitkry. En dis die probleem met mense en ons mense ook. Want hulle wil net die Here Jesus by hê by al hulle ander afgode. En hierdie Jesus moet hulle nou daar kry in die hemel. Hy moet daai werk vir hulle doen. Terwyl hulle nie van hulle ander afgode wil ontslaa raak nie. Terwyl die Here sê in Exodus 20 en Deuteronomium 5, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die Here jou God alleen moet jy dien. So daai tafel moet skoon gevee word en daar moet een God in die middel geplaas word. En dis God, die Here. Al die ander afgode moet verwyder word. Die drankafgod, die tabakafgod, die geldgod, alles wat vir my belangriker is as die Here.
Daar mag geen ander gode wees nie. Begrawe dit by die terpentynboom by Sichem. As jy in gemeenskap met die Here wil wees, as jy by die Jordaan wil uitkom, moet jy eers deur Bethel kom. Daai goed moet verwyder word. As jy op sy beskutting wil staatmaak, as jy in die vrees van die Here wil lewe, soos wat die Here vir Abraham gesê het, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. As jy voor die Here wil wandel, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7. Dan moet jy jou van jou afgode afsonder. Nie net jy nie, jou hele huisgesin. Raak nie aan wat onrein is nie, God is heilig, want Bethel is 'n heilige plek. 'n Plek van afsondering. 2 Korintiërs 6 vers 15 tot 17. Watter ooreenstemming het Christus met Belial? Watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms in die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Daar sal gemeenskap wees. Dis 'n poort na die hemel toe. 'n Rein kanaal. Mense moet weet, jy's anders, omdat jy by Bethel is. Toe die volk, daar in Numeri 20, toe Biljam die volk wil vervloek, toe dan staan daar so, dat hy sê, ek sien 'n volk wat afgesonderd woon, en hulle nie tot die nasies die wêreld reken nie. Afgesonderd, dis wat die kinders van die Here anders te maak. En dit bring ons by die volgende gedagte, terwyl mense moet weet, jy's anderste. Die effek daarvan om by Bethel te wees, want God beskerm die wat onder sy vleuels kom skuilings soek, die wat in die vrees van die Here wandel, die wat die afgode begrawe het. Die Here word geëer by Bethel. Dis die eerste effek, daar's nog ene, ons sal nou na hom kyk. Vers 5 sê, toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. Toe Jakob se gesin, toe Jakob se mense hulle aangesig daarop rig om God gehoorsaam te wees. Ek wens as my volk hulle aangesig daarop rig om God gehoorsaam te wees. Maak nie saak wat die koste is nie, laat die afgode begrawe is, die rugby-god en wat daarmee saamgaan. Die skrik van die Here op die goddeloses rondom hulle geval. Wanneer God geheilig word onder sy eie mense, dan word hy ook onder die heidene geëer. Die rede waarom die wêreld in ons dag so uitdagend is omdat kinders van God wêreldgesind is. Hulle lyk en ruik soos die wêreld. En hulle laat toe dit wat die woord verbied. Hulle lyk net soos die wêreld, hulle lyk net soos die heidene. En hulle tree net so op soos die heidene. Wanneer God geëer word onder sy eie mense, wanneer die afgode begrawe word, wanneer die vrees van die Here onder sy eie mense is, wanneer hulle by Bethel is, dan groei die gemeente, dan groei God se kerk ook. En ons praat hier nou van skynheiligheid nie. Ons praat van mense wat regtig deurgaan met die Here, wat regtig die Here vrees. Toe Ananias en Safira se skynheiligheid ook onder die gemeente verwyder is, het die vrees van die Here die gemeente laat groei. Ons lees in Handelinge 5 vers 11, en 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, oor almal wat dit gehoor het. En daar was niemand van die ander, die buitenstes, die heidene, wat dit gewaag het om by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. Die vrees van die Here het oor die gemeente gekom. Die vrees van die Here het oor die ongereddes gekom. Niemand het dit gewaag om by hulle aan te sluit nie. Niemand, met ander woorde, wat nie dit opreg met die Here bedoel het nie. Wat skynheilig wou wees. Maar die gemeente het gegroei deur die wat die Here waarlik gesoek het, wat die afgode verwyder het. En laastens, wat is die ander effek nog? Dit is 'n plek van seën. Bethel is 'n plek van seën. Hy het toe nou daar, soos wat die Here gesê het, 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem, omdat God daarin hom geopenbaar het toe hy vir sy broer gevlug het. Toe verskyn God weer aan Jakob
by sy terugkoms uit Padan Aram, en hy seën hom, en God sê vir hom, jou naam is Jakob. Jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. Reeds, eintlik in Genesis 32 het hy dit vir hom gesê, maar hier kom bevestig die Here dit het vir hom, dat jy nie meer bedrieër sal wees nie, maar God regeer. Want jy het gekom by die plek waar ek vir jou wil hê. Jy begin onder my wil in beweeg. Daar was 'n Gilgal oomblik in jou lewe, maar jy begin nader beweeg aan die Jordaanrivier. En om nader in die Jordaanrivier te kom, moet jy verby Bethel kom. Hy verskyn weer by Bethel. Hy maak homself weer openbaar. Eers toe Jakob by Bethel kom, het God begin seën. Dit is onmoontlik om in Bethel te wees en nie verander te word nie. Om nie van bedrieër na God regeer te verander word nie. Jakob moes onder beheer kom van die Heilige Gees. Hy moes nie meer sy eie kop volg waar hy wil bly nie. Sy naam moes wees God regeer. God regeer in Jakob se lewe. Hy is op die plek waar die Here vir hom wil hê, binne die Here se wil, gehoorsaam aan sy wil. En wat is God se wil vir my en vir u? Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. In die imperatief, jy moet dit doen. Dis ononderhandelbaar. Dis iets wat jy moet doen. Om onder God se wil uit te beweeg is gevaarlike gebied. Dit is Sichem, want dan beweeg mens onder God se beskerming uit. Byvoorbeeld as mens uithang by verkeerde plekke, dan kan jy nie vra vir God om jou te beskerm nie. As jy 180 of wat ook al ry, die sperstreep verontagsaam, dan kan jy nie reken op God se beskerming nie. Dis nie Bethel nie. En mense is dikwels kwaad vir God oor goed wat hulle oor hulle self gebring het. Na 'n probleem of krisis, soos Jakob wat nou by Sichem was, moet mens terugkeer na Bethel. Sy 2 seuns Simeon en Levi maak hom gehaat by die inwoners van die land. Hy word bevrees, maar daarna sê God vir hom, kom terug onder my beskerming in. Kom terug onder my wil in. Na hierdie moeilikheid, bou 'n altaar by Bethel, nie by Sichem nie, en bly daar, sê hy vir hom. Om weg van Bethel te wees, is om nie onder die beskerming van God te wees nie. Hy moet woon by Bethel. Dis nie 'n kortstondige besoekie nie. Dis 'n plek waar jy moet bly. En met respek gesê, iemand wat net na Bethel toe elke keer kom as hy moeilikheid het, soos Jakob nou moeilikheid gehad het, gebruik die Here vir 'n spaarwiel. Die Here is nie ons spaarwiel nie, met respek nou. Ons moet by Bethel bly. Ons moet nie hom gebruik vir ons nie. Maar ons sien, Jakob het ongelukkig nie lank daar gebly nie. Hy het weggetrek in vers 16. Vers 15 en vers 16, die Here het vir hom gesê, woon daar. Maar Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bethel genoem. Vers 16, daarna het hulle van Bethel af weggetrek. En toe daar nog 'n kort eindpad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar, en sy het dit swaar gehad by die bevalling, en ons lees sy het gesterwe. Dis nie die enigste teëspoed wat hy beleef het, toe hy weg is uit Bethel uit nie. Nie dit is daar 'n effek as mens in Bethel die seun van die Here is nie. Die effek is ook negatief, as mens nie in Bethel is nie. Ons lees in vers 21, die laaste paar verse, Israel het weggetrek, weg van Bethel af. En hy het sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. En terwyl Israel in die land, met ander woorde nie in Bethel woon nie, het Reuben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. Moeilikheid in Sichem, moeilikheid in Migdal Eder. Israel het dit gehoor. Hy is nie op die plek waar die Here vir hom wil hê nie. Mens moet sorg dat jy onder die beskermde hand van God is, binne sy wil is. Dat jy voor sy aangesig sal wandel, dat daar gemeenskap, 'n poort na die hemel is, gemeenskap tussen jou en die Here. Dan kan die storms maar kom, die storms van die lewe. Dan kan daar teëspoed kom, maar dan kan jy staat maak op die beskerming van die Allerhoogste. Dan kan jy skuil in sy vleuels, soos Psalm, ek dink is 90 of 91 ook sê. Hy's daar. Soos Jesus in die boot aan die slaap was met die disippels, die storm was daar, sê die Here, hoe is jy dan so klein gelowig? Hoekom is jy bang?
Is nog altyd hierso. Johannes 12 vers 26. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Maar as jy nie daar is waar hy is nie, as jy op die verkeerde plek is, vanoggend daar waar jy in jou stilte tyd moes wees, en die Here vir jou ook moet vra, soos vir Adam, waar is jy? Waar is jy? Ek soek jou op. Jy is nie daar nie. Hoe kan jy op die beskerming van die Allerhoogste staat maak? As jy by die erediens moes wees, dalk het jy 'n goeie rede, maar as jy daar moes wees en jy is nie daar nie, hoe kan jy op die Allerhoogste se beskerming staat maak? By Bethel uitkom. Kom by Bethel uit. Sluit af. Ons vind in Genesis 34, Jakob het 'n groot probleem. Sy kinders maak probleme. Hy worstel met God. Hy oorwin met mense en met God, maar hy vergeet dat hy by Bethel moet wees. Die Here het immers vir hom gesê, kyk, ek is met jou, daar in Genesis 28 vers 15. Ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Hy het dit laas by Bethel vir hom gesê. Ek sal jou terugbring in hierdie land, ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. Het hy vergeet wat die Here daardie dag vir hom gesê het? En wat hy vir die Here gesê het? Want hy het vir die Here gesê in Genesis 28, hy het 'n gelofte gedoen. Hy het gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie pad wat ek loop, van Gilgal sê nou maar af, op hierdie weg wat ek gaan, my brood sal gee om te eet, my klere om aan te trek, ek behou en na die huis van my vader terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. Dis wat Bethel beteken. En alles wat u my gee, sal ek sekerlik vir u die tiendes gee. Dalk is die feit dat u nie jou tiendes gee nie, die rede hoekom jy in Bethel is nie. As jy in Bethel was, sou jy dit gegee het. Dis wat Jakob sê. Maar ofskoon Jakob vergeet het, God het nie vergeet nie. Vers 1, daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar. Trek op na Bethel en woon daar. Bou daar 'n altaar vir die God wat in jou verskyn het. Die Here sê, vlug terug na Bethel toe. En hoe moes hy dit doen? Hy moes gou maak. Hy moes nie vertoef nie. Toe jy laas keer gevlug het van jou broer, het jy my ontmoet by Bethel, of ek het jou ontmoet by Bethel. Kom weer by daardie plek uit. En hy moes die afgode nie net van homself nie, maar ook sy gesin verwyder het. Jy moet die voorbeeld wees, verwyder die vreemde gode wat onder julle is. Jou gesin sal 'n verskil agterkom as jy by Bethel is. En wat is die effek? Die effek is, die Here word geëer. Daar het 'n skrik van God op die nasies rondom hulle gekom, die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. Beskerming. God het hom beskerm, want hy is by Bethel. En daar's seën binne die Here se wil, want God het weer verskyn aan hom. Hy het met hom gepraat. Daar's gemeenskap, daar's 'n poort na die hemel, daar's die vrees van die Here. Die Here is op hierdie plek, hy het baie bevrees geword. Het is hier 'n huis van God. Wat is jou krisis vanaand? Is dit Sichem? Is dit jou kinders wat jou ongewild maak by die land se mense? Sonder jou af. Kom terug by Bethel uit. Daar is die seën van die Here. Daar verander hy jou naam van verjaagde bedrieër na God regeer. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan by Bethel, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Maar onthou, God is heilig. Bethel is 'n heilige plek, is 'n plek van afsondering. Raak nie aan wat onrein is nie, sonder julle af. Ek sal julle aanneem. En die effek sal seën wees. Seën in jou geestelike lewe en uiteindelik die groei van die gemeente. Want Israel beteken God regeer, nie net in jou lewe nie, maar in jou gesin se lewe en ook in hierdie gemeente. Groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het, die skynheiliges wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk, die mense rondom het hulle baie geëer en daar is meer en meer gelowiges in die Here toegevoeg, bygevoeg, menigtes. Miskien het jy 'n benoudheid vanaand, kom terug by Bethel, terug na die Here se teenwoordigheid. Die naam van die Here is 'n sterk toring.
die regverdige, die een wat regverdig verklaar is deur die bloed van Christus, die een wat klaar by Gilgal was, maak baie gou om my Bethel uit te kom. Hy vlug daarheen en hy word beskut. Dalk was jy nog nie eers in Gilgal nie. Onthou wat ons gepraat het in die begin van die diens. Genadetyd is ook weldra om. Mag jy dan 'n gelofte doen soos Jakob en sê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie nuwe pad wat ek nou wil inslaan, en dan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behou na die huis van my vader terugkom, dan sal die Here my God wees. Dis 'n besluit wat hy gemaak het daardie dag. Het jy 'n besluit gemaak, 'n Gilgal besluit? Mag jy soos Dawid sê, Here, hoor my smeking, luister my gebed. Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Ek wil in die tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van die vleuels my verberg. Psalm 61 vers 2 tot 5. Na Gilgal is daar 'n Bethel. En ek sluit af met die woorde van Hosea. So sê die Here. Miskien het hy 'n twis met jou ook. Hy het 'n twis met Juda. Hy sal oor Jakob, wat nog bedrieër is, dalk is hy reeds by Gilgal gewees, maar nog nie by Bethel nie. Hy sal oor hom besoeking doen volgens sy weë. Hy sal hom vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en sy manlike krag het hy met God geworstel, hy het met die engel geworstel, en die oorhand gekry, hy het geween en hom gesmeek, maar by Bethel het hy hom gevind. En daar het hy met hom gespreek. Die Here, God van die leerskare, Here is sy gedenknaam. En jy, miskien wat vanaand hier sit, tot jou God moet jy terugkeer. Jy is nie op die plek waar die Here vir jou wil hê nie. Beoefen liefde, beoefen reg, en hoop gedurig deur op jou God. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie ook dat daar 'n Bethel in die Bybel opgeteken is, dat ons vanaand lering daaruit kan put. Ek bid vir een wat vanaand hier sit en sê, Here, ek was al by Gilgal, maar ek was nog nooit by Bethel nie. Daar is nog te veel afgode in my lewe. Sal U so een help om daardie afgode te verwyder en te begrawe, sodat sy gesin ook sal weet, haar gesin ook sal weet, dat hy die Here dien. En die gemeente sal weet, dat hy die Here dien. Dankie vir die beskerming, dat ons weet dat U nie sluimer of slaap nie. En ons bid ook dit vir vanaand, as ons hier gaan wegbeweeg, ons bid dit ook vir môre aand en tot by Woensdag, dat U beskerming sal verleen vir ons mense, oral in hierdie land, wat U in opregtheid dien en by U vleuels skuil. Hulle kan op dit staat maak, dis 'n belofte uit U woord uit. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons gaan sing in antwoord op die prediking ook, is 'n ander vers van Gesang 40, vers 2, U is die Heer wat ons gemaak het, ons kom voor U staan, U waak, U is een wat steeds waak, deur wie ons gans en al bestaan, en U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag, U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons die heil verwag. Kom ons sing dit staande. Die seën van die Here en gaan in sy vrede, maak seker dat jy vrede het, dat daar 'n Gilgal oomblik was en 'n Bethel oomblik. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God,
Ons almagtige Vader in die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met julle elkeen. Amen.